Die misleiding in die Christendom deel 4, die obelisk. Ons het gesien in video 3 dat die vyand Vader se wet en feeste verander het. Ons gaan vandag kyk na die gruwel wat hulle opgerig het en hoe dit besmet is met die afgoderry. Ons as nuwe bekeerlinge moet ons van die afgode afsny. Ons kan nie daaraan vasleef nie en ek bid dat die videoreeks u oë sal oopmaak en dat u verder ondersoek sal instel en die afgode uit u midde sal verwyder terwyl u die pad met die hemelse Vader stap. In Handelinge 15 vers 29 sien ons dat die nuwe bekeerlinge hulle moet weerhou het van 4 goed en een van daai is hoerery. Hoerery in Handelinge 15 vers 29 is ook geestelike hoerery. Ek wil net u weer eens waarsku dat hierdie gedeeltes wat gaan kom, jou boot gaan skud. En dit is iets waarvan ons nie hou nie, want dit maak ons bang. Maar luister asseblief met 'n oop gemoed en gaan ondersoek wat ek sê en kyk of dit die waarheid is. Daniël sê hy gaan 'n groot gruwel oprig. In Daniël 11 vers 31 sien ons, en deur hom sal leers op die been gebring word en die heiligdom, die vesting ontheilig. En hulle sal die voortdurende offer afskaf en die ontsettende gruwel opstel. Ek het in die vorige video's gesê dat die gruwel wat hy opgerig het, die kerk was. Vandag moet ek my stelling bewys. Ons gaan kyk na sonpilare en klippilare. Vader se fondasie, bedoel sy woord sê in Exodus 20 vers 4, jy mag vir jou geen gesnede beeld maak of enige gelykenis maak wat bo in die hemel is, of wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is die jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die 3de en aan die 4de geslag van die wat my haat. Ek sal later verduidelik hoekom ek die naam uiter en hoekom ek die name soos Here en God in aanhalingstekens plaas. Duidelik sien ons dat Vader 'n jaloerse God is en hy soek geen gesnede beelde voor sy aangesig nie. Exodus 23 vers 24. Jy mag voor hulle gode nie neerbuig en hulle nie dien nie. Ook mag jy nie doen na hulle werke nie, maar jy moet hulle heeltemal afbreek en hulle klippilare kort en klein slaan. Ons mag nie eers hulle geloof aanneem nie. Ons kan nie in dieselfde vertrek wees waar hulle klippilare is nie. Hul klippilare moet ons eintlik afbreek. Dit is 'n gruwel vir Vader. Nou gaan ons kyk na wat die sonpilare en klippilare is en of dit werklik ander gode voorstel. Die sonpilare en klippilare is niks anders as 'n obelisk. Die Wikipedia sê die volgende van 'n obelisk. Ancient Egyptians placed them in pairs in front of their temples. Dit wil sê hulle plek van aanbidding. The obelisk symbolizes the sun god Ra, and during the belief religious reformation of Akhenaten, the purified rays of the Aten, the sun disk, it was also thought that the God existed within the structure. Kyk nou mooi na daai gedeelte. Daar word geglo dat die songod Baal of Ra bestaan binne in daai struktuur. Waar kom die gebruik van die klippilaar vandaan? By fillthevoid.org kry ek die volgende. In the case of Nimrod, according to tradition and related by some ancient sources, all of Nimrod's body was cut up and scattered with the exception of the reproductive organ. It was from the ancient and obscure Babylon tradition that the worship of the phallus began. Let wel, die aanbidding van die phallus, dit wil sê sy penis. Nimrod se vrou was Semiramis. In Egypt, Semiramis took the name of Isis and Tammuz, haar buiteegtelike seun, became Horus. The Encyclopedia of Religion, Volume 3, page 264, states that the Queen Semiramis in Babylon erected an obelisk 130 feet high to the memory of Nimrod. Such temples were common in Babylon and later in Egypt. Many of the monuments have been removed to other nations.
One stands in Central Park in New York City, and one in London, and others in Italy. En dis hoe die obelisk lyk wat in Central Park is. Kyk mooi na sy vorm. So het die moederhoer, of met ander woorde Semiramis, Baal herdenk om 'n klippilaar op te rig vir die verering van die God, wat die Babyloniërs aanbid het. Dis hoekom dat 'n obelisk Baal voorstel. En die valle struktuur word wêreldwyd opgerig ter herdenking aan Baal. Deliberate phallic imagery is found in ancient cultures, and in this link to ancient cultures found in traditional artifacts. The ancient Greeks and the Romans celebrate phallic festivals, dit wil sê 'n penisfees, and build a shrine with an erected phallus to honor Hermes, messenger of the gods. Phallic symbolism was prevalent in the agricultural traditions of ancient Babylon. The Romans, who were deeply superstitious, also oftenly used phallic imagery in their agriculture and domestic items. The ancient cultures used the phallus as a symbol of fertility in motifs on their temples and other areas of everyday life. Let wel ook hulle tempels, en dit kom uit die Wikipedia. In die boek A Pagan Christianity, Exploring the Roots of Our Church Practices by Frank Viola en George Barma, sien ons die volgende. The Babylonians and Egyptians built obelisks and pyramids that reflect their belief that they were progressing towards immortality. However, with the rise of the Roman Catholic Church, the practice of crowning buildings with pointed tops re-emerged. So weer is die tradisies ingebring. Towards the end of the Byzantine period, Catholic post drew inspiration from the obelisk of ancient Egypt. As religious architecture entered the Roman square period, points began to appear on the surface and corners of every cathedral built in the Roman Empire. So die obelisk was oral te vind in die Romeinse Ryk. En daar skryf die groot 33ste graad vrymesselaar Albert Pike in sy boek Morals and Dogma, wat op bladsy 393 is, die volgende. Hence the significance of the phallus, or of its inoffensive substitute, the obelisk, rising as an emblem of the resurrection by the tomb of buried deity. Die vrymesselaars plaas dit ook op hulle grafte om die afgesterwe deities, die gode wat vrymesselaars is, te vereer. Let wel, die obelisk is 'n substitute vir the phallus, of met ander woorde ook die penis. Ek wil hier net waarsku dat die volgende foto's gelowiges mag ontstel. Maar ongelukkig is dit 'n realiteit. Hier vier hulle die penisfees in Japan. Dit is niks anders as die verering van Baal wat in stukke opgekap was, waarvan sy geslagsdeel nie gevind was nie. Kyk net hoe skokkend vier duisende mense hierdie fees. En Baal word nie net by hierdie feeste vereer nie, maar reg om die wêreld in hulle argitektuur. En dit is hoekom dat vrymesselaar gepaard gaan met argitektuur en hul God die argitek van die heelal noem. Hier is 'n foto van 'n vallus grafsteen en 'n vallus gebou. En so ook 'n vallus toring in Parys en 'n vallus klippilaar in Suid-Korea. En volgens die Wikipedia ook die Empire State Building en ook the Tower of Pisa. Die Wikipedia sê die volgende. The resemblance of the tower to a penis has seen the Leaning Tower of Pisa became a sexual slang term for a half-erect penis. So is daar in Spanje ook 'n gebou wat die vallus simboliseer en ook die obelisk in Washington. Ons wêreld is vervuil met die afgode. Kyk wat het hulle in City gedoen. 'n Obelisk versier met 'n kondoom. En volgens The Guardian, retrieve uit November 2014, is dit om gays daaraan te herinner om veiligheid eerste te stel. En hier in ons eie land
Watter eer word daar bewys aan die 26.000 vrouens en kinders wat in konsentrasiekampe gesterf het as hulle 'n manlike vallus oprig as 'n gedenkteken? So is baie van ons monumente vervuil met obelisks en ander afgodsargitektuur. So ook Paardekraal monument en die Taalmonument. En so kan ons aangaan. Nou wonder ons, hoekom gaan dit so swak in ons land? Dis omdat ons die afgode vereer. Ek weet nie van u nie, maar toe ek die kennis bekom het van die obelisk en sy ontstaan en sien hoe ons land se strate, begrafplase so vervuil is met die afgodsargitektuur, het dit my vreeslik ontstel en ek het 'n afskie daaraan gekry. En dit is hoe ons dit moet hanteer in plaas van om dit goed te praat. Dan sal ons hierdie profesie vervul van Jesaja 30 vers 22. En julle sal verontreinig die oortreksel van jou gesnede beelde van silwer en die beslag van jou gegote beeld van goud. Jy sal dit weggooi soos iets wat besoedel is. Weg daarmee, sal jy daarvan sê. Nou mense, om die video mee af te sluit en u te verder te skok, watter ander geboue word met die obelisk gemaak, dan sal ons sien dat dit niks anders is as die gruwel wat die Katolieke Kerk opgerig het in die plek van Vader se tempel, soos Daniël geprofeteer het. Hier is foto's van kerke in Suid-Afrika, in Florida en Melville. Duidelik kan ons sien, dit is 'n obelisk. En hier is ook 'n kerke met 'n ronde punt bo-aan, soos die vallus standbeelde en die Empire State Building wat ons gesien het. Duidelik voldoen die kerke aan die Baal-aanbidding van die Egiptenare wat die obelisk voor hulle plek van aanbidding gesit het. En dit simboliseer niks anders as die afgod Baal wat exist within the structure. Vader is 'n jaloerse God en sal sy eer met geen ander afgod deel nie. Al wil jy die toring so goed praat, jy mag geen gesneede beelde hê nie. Hulle moes die klippilare afgebreek het. Ons moet dit nie eers oprig of daaraan bid nie. Nou plaas hulle 'n gruwel voor 'n plek waar mense dink Vader aanbid moet word. En dit wat Baal se geslagsdeel nogal simboliseer. Vader wou nie eers hê dat die Lewiete se skaamte ontbloot moes word by die altaar nie. Ons lees in Exodus 20 vers 26. Jy mag ook nie met trappe na die altaar opklim, dat jou skaamte nie daarop ontbloot word nie. Exodus 28 vers 42. Maak ook vir hulle linnebroeke om die vlees van hulle skaamte te bedek. Dit moet van die heupe tot by die duie wees. Hoekom sal Vader dan wil hê 'n vallus moet voor sy heiligdom opgerig word? Vader se heiligdom moet heilig wees en so ook sy dienaars wat die tempeldiens bedien het. Hy sal hom nie laat terg nie en sal hierdie tempels self vernietig. Ons kan nie in dieselfde juk trek as die wat die afgode vereer nie. Soos Paulus sê in 2 Korintiërs 6 vers 14, moenie in dieselfde juk trek saam met die ongelowiges nie, of watter ooreenkoms het die tempel van God met die afgode. En die is maar net een van die gruwels wat hulle opgerig het. In video 5 gaan ons verder kyk na die gruwels van die tempels wat hulle opgerig het. Hiermee sluit ek video 4 af, en ek wil net sê dat die video's wat deur Postbox Ministries gedoen is, geen kopiereg op het nie. Dus kan julle dit gratis versprei. Vir meer leringe gaan na Facebook, YouTube of soundcloud.com en soek onder Postbox Ministries. Geseënde dag.